Ons vind nou meer uit oor Hoordkrou se interessante Boord van die Toekoms projek. Die Boord van die Toekoms. Dis 'n projek wat die bedryf geloods het so 5 jaar terug met die doelstelling om 'n platform te skep, om demonstrasieblokke te skep waar ons kyk na toekomstige nuwe idees, gedagtes wat ons nou in die blokke toets. So ek het nou die gedagte gekry so klompie jare terug toe ek nou in Australië was, kyk na die program. Ons het nou oorgegaan en dit in redelik detail gaan deurkyk. Maar in beginsel het ons 4 blokke, 2 in Grabouw en 2 in die Koubokkenveld, waar ons kyk na spesifieke goed. Die een blok in Grabouw is Granny Smith onder nette, waar ons kyk na die impak van die net op dwergonderstokke en ons kry nou redelike goeie resultate daaruit. Ons het 'n blok in Vyeboom waar ons kyk na 'n dwergonderstam M9. Ons sal 'n bietjie later daaroor gesels. In die Koubokkenveld ook hoë digtheidsaanplantings tot 4000 bome per hektaar, waar ons in die orde van 1600 bome per hektaar, so is redelik hoë digtheid. En waar ons kyk na die effektiwiteit daarvan, die koste daarvan, die waarde daarvan, ons kyk om meer effektief te wees, impak op arbeid, verlaging van kostes, beter produksie, groter vrugte, beter kleur. So elke jaar gaan ons terug na die blokke toe, ons kyk na die blokke, ons deel die inligting met die bedryf. My naam is Steven Ravi en ek is direkteur van die Fruitwise groep en ons het in 2011 een van die Boord van die Toekoms geplant op een van ons plase, die plaas se naam is Greymead. Ons het basies gekyk na 'n ander onderstam in hierdie Boord van die Toekoms. En die doelwitte wat jy vir julle verduidelik het ons probeer bereik in hierdie Boord van die Toekoms. So in 2011 het ons hierdie boord geplant. Ons is nou besig die jaar om ons 4de oes te pluk. En die finansiële syfers vir daai blok lyk al klaar ontsettend beter as ons tradisionele boorde wat ons geplant het. En die rede daarvoor is dat ons in produksie vroeër kan kom. Waar 'n konvensionele blok in jaar 4 of 5 begin dra, kon ons dit reg kry om in jaar 2 ons eerste oes op hierdie boord te kan sit. En dit was een van ons doelwitte, om vroeër in produksie te kom, om vroeër jou kostes te verhaal en dan vroeër in wins te kan wees met daai blok. En ook dan jou leeftyd van jou blok korter te kan maak om nuwe kultivars en beter strains van kultivars te kan plant. So ons kon ook in daai spesifieke boord 1 of 2 plikke van hierdie bicolor varieties pluk in plaas van 3 of 4 keer op die meer konvensionele boorde. Dis ook 'n kleiner boom, baie meer hanteerbaar. Ons gebruik baie minder arbeid om die boom af te bind, te snoei en daai tipe goeders. Dit is definitief 'n meer dwergende boom. In ander woorde, jy sien minder blare en minder sytakke en eintlik meer vrugte op hierdie boom. So wat die goeie ding is daai boom het lig reg deur die jaar. Waar as jy kyk na 'n meer konvensionele boom wat amper soos 'n Kersboom lyk, as baie gedeeltes van daai boom wat nou in die skaduwee is. En dit beïnvloed vruggehalte, vrugkwaliteit en vrugnommers ook. So dit is definitief 'n meer boervriendelike boom as ek dit so kan sit. En dis alles te doen met ons visie van 'n toekomstige boord wat anders sou lyk het as ons konvensionele boorde. En ek dink binne 5 of 6 jaar het ons bewys dat ons wel in Suid-Afrika hierdie meer dwergende onderstamme kan gebruik, waar hulle oorspronklik vir ons gesê het ons klimaat is te warm, grond is te warm en daai tipe goed is. Het ons wel bewys met ander tegnologieë en om goed so bietjie aan te pas, kan ons wel met hierdie onderstamme boer wat die res van die meer moderne horticultural wêreld meer boer al vir jare. So vir my was hierdie Boord van die Toekoms vir ons as 'n maatskappy iets wat ons baie uitgekry het en ek dink ook as die breër bedryf gaan ons definitief 'n verskil sien in die resultate wat ons uit hierdie Boorde van die Toekoms kry.